Goeiemôre. Dit is donderdagoggend 19 Junie 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Vanoggend is ek 'n bietjie vroeër as gewoonlik. Daar's ander dringende goed wat aangespreek moet word wat ek moet doen vandag. So ek maak hierdie opname 'n bietjie vroeër en ek wil graag almal herinner daaraan dat ons vanaand bosberaad het en ons gaan vanaand gesels rondom die eskalerende situasie wêreldwyd ten opsigte van die oorlog tussen Iran en Israel en ons gaan gesels met Gerard daar in Oekraïne oor die situasie op die grond, die Russe wat drasties die front verskuif, dat hulle na die weste beweeg met krag en mag en dat daar omtrent nêrens meer weerstand van Oekraïne se kant af is nie. En dit gebeur ten spyte van die feit dat daar vir ons so dikwels gesê is dat Rusland gaan dit nie maak nie. Rusland is oor die muur en ons sien nou in Oekraïne dat daar eintlik al 'n totale ineenstorting reeds gebeur het. Maar ons gesels moet Gerard vanaand en ons gesels oor Israel en Iran. Ons gesels oor die misleidingsplanne. Ons gesels oor die propaganda. Ons gesels oor die maniere wat hulle gebruik om Amerika in die oorlog betrokke te kry. Die speelboek van die globaliste, van die globale elites wat alles in hulle vermoë probeer doen om hierdie oorlog aan die gang te kry, 'n wêreldoorlog. Ons sien hoe beide Iran en Israel dreig met verdere aksies, toenemende aksies, en waar baie mense begin dink het en voorspel het dat Iran sal reeds onderdeur wees en dat die Ayatollah gereed is om oor te gee. Niks daarvan is al sigbaar nie, is al op die tafel nie en ons gaan vanaand tydens die bosberaad deursigtig en eerlik daaroor gesels. Maar dit is vanaand slegs vir die lede van die kanaal. So as jy wil saamgesels, sluit aan by die kanaal, raak 'n lid. Die goedkoopste opsie is R19.99 per maand. So sluit gerus aan en kom luister waaroor ons gesels. Want dit is iets wat 'n skrikwekkende uitwerking op my en jou lewens sal hê. Vanaand is 'n bosberaad wat die lede nie moet mis nie. Wat hulle moet definitief probeer bywoon en saampraat en gesels en al jou vrae kom vra. Veral rondom wat sien ons gaan gebeur in die Midde-Ooste. En terwyl ons dan daaroor praat, is dit baie interessant dat daar baie propaganda heiliglik in die wêreld rondgaan ten opsigte van wie is in beheer van die oorlog tans, wie vorder die beste of wie is besig om onder te gaan. En tog is daar duidelike aanduidings dat nie een van die twee kante besig is om prys te gee nie, om terug te staan nie, en is daar derentyd eskalasie wat plaasvind. Ons sien dan dat Amerika het reeds al sy B-2 bomwerpers, strategiese bomwerpers geskuif na Garcia toe, na daardie stasie toe. Daar is gerugte en beeldmateriaal beskikbaar wat wys dat Israel nie meer van hulle eie lugmag-aanloopbane af kan opstyg of land nie, en dat hulle al hulle vliegtuie geskuif het na Cyprus toe, na Britse basis, en dat hulle aanvalle van daar af loods. Daar is ook berigte dat daar al 'n paar vliegtuie
neergeskiet is met beeldmateriaal daarbij. En daar's natuurlik ook berigte wat sê dat die hele Iranse lugmag is reeds uitgewis, dat baie min vliegtuie nog oorbly, maar tog sien ons nog steeds van hulle vliegtuie vlieg ten spyte van wat die berigte sê. Ons sien geboue wat uitmekaar uitgeskiet is in Tel Aviv, Haifa. Ons sien die raffinaderij in Haifa wat getref is. Ons sien die raffinaderij wat getref is in Iran. Ons sien hoe geboue in Iran brand. Daar's beskuldigings oor en weer van aanvalle op siviele persone. En die een kant sê hulle val net militêr aan en die ander kant sê aan die ander kant sê ook hulle val net militêre installasies aan. Maar dit is interessant, na sekere beeldmateriaal is dit duidelik ook dat Israel van hulle wapentuig, hulle lugafweer, hulle deel van hulle Iron Dome tussen die bevolking geplaas het. Ons sien dan ook dat Israel se hoofkwartier is reeds in 'n aanval vernietig, hulle sogenaamde Pentagon, soortgelyk aan die Amerikaanse Pentagon, en dat hulle aktiwiteite na 'n bunker onder 'n hospitaal geskuif het. Dis wel 'n militêre hospitaal, maar hulle opereer nou van daar af. Daar's beeldmateriaal van Mossad se hoofkwartier wat vernietig is. Daar is beeldmateriaal van hoe die kernopslagplekke in opslagplek is die verkeerde woord, maar daar waar hulle met kernkrag werk, daar's verskeidenheid van daai plekke in Iran, hoe dit brand, dat dit suksesvol getref is en vernietig is. Ons sien dan ook, of ons hoor van hoeveel van die lanseerders van Iran is in die prosesse al vernietig. Tog sien ons dag in en dag uit die aanvalle plaasvind. Van weerskante vind dit plaas. Ons sien nie 'n verposing nie. So ons moet aanvaar dat beide kante het steeds vermoë en dat daar nog nie een kant is wat 'n oormag behaal het nie of 'n oorwig behaal het in die proses nie. Maar dit is duidelik ook dat Israel by verskeie geleenthede nou reeds gevra dat Amerika tot hierdie stryd moet toetree, sodat hulle nou vir eens en vir altyd die groot Satan wat hulle noem die Ayatollah Khomeini kan vernietig en hom kan ontset en hom dan weer die prins van Iran terug te bring. Dis seker die destydse Shah van Iran se seun, om hom terug te bring om dan weer 'n meer pro-westerse regering daar te vestig en een wat dalk 'n totale ander geloofsoortuiging ook het. Nou, hoeveel hierdie dinge uitvoerbaar is, weet ons nie. Maar dat daar baie kontrasterende beriggewing is, dit is definitief so. En ons sal moet kyk wat uitspeel. Daar word vals vlae voorspel. Byvoorbeeld 'n aanval vind plaas op 'n Amerikaanse installasie en Iran kry die skuld daarvoor en dan tree Amerika toe tot die konflik. Baie ontleeders waarsku nou dat 'n valsvlag aanvalle kan wees wat gedoen word deur sekere elemente binne die Amerikaanse dienste, magte soos deur die CIA of selfs deur Israel. Die Nimitz vliegdekskip is tans op pad na die Midde-Ooste en daar is ook al duidelike waarskuwings gegee dat daar kan selfs 'n aanval op die Nimitz plaasvind van eie magte se kant af om die indruk te skep dat of die beskuldiging daar te sit dat Iran dit gedoen het om op so 'n wyse dan Amerika direk betrokke te kry. Nou ons weet dat Amerika ondersteun reeds met lugaanvullingsvliegtuie
wat die Israeliese vegvliegtuie en bomwerpers dan nou brandstofaanvulling in die lug in vlugtyd gee. Ons sien Chinese vragvliegtuie wat invlieg na beide Gaza en ook invlieg na Iran toe. Ons sien ook dat Russiese vliegtuie voorrade invlieg. Ons kry die Pakistan se regering wat aangekondig het dat indien 'n kernwapen teen Iran gebruik word, dan sal hulle vir Israel met kernwapens aanval. Ons sien dan ook dat Kim Jong-un ook tot die bekgeveg toegetree het en gesê het dat hy staan saam met Iran. So ons het hier 'n polarisasie van magte besig om te gebeur, terwyl dit nou basies Israel is en met al hulle ondersteuners, waar Donald Trump nie angstig is om direk in die oorlog betrokke te raak nie, want daar word ook gesê, sou hy by die oorlog betrokke raak, sal dit eintlik die einde van sy legacy beteken. Dit sal die einde van Donald Trump, van die MAGA-beweging beteken, want hulle is klaar besig, is klaar verdeeld oor, moet hulle Israel direk ondersteun of moet hulle dit nie doen nie. So nou weet ons dat die demokrate en die sogenaamde neocons en sekere elemente in die deep state alles in hul vermoë gaan doen om Donald Trump in 'n oorlog in te trek, maar eintlik om Donald Trump in die proses tot 'n val te bring omdat hy betrokke geraak het en om die MAGA-beweging van die Republikeinse party ook te laat skeer, en dit alles om net hulle self uiteindelik in 'n beter posisie te plaas dat die demokrate die volgende verkiesing weer kan wen. Die perke van vuilspel ken net eenvoudig geen einde wanneer dit by oorlog kom nie. Nou ons sal moet sien wat gaan gebeur oor die volgende klompie dae, en daar's aanduidings dat dit dalk in 'n baie langtermyn oorlog kan uitrek of omswaai of ingaan. Ons weet nie hoe dit gaan lyk op die grond nie. Ek sal vanaand in die Bosberaad ook vir julle wys hoe moeilik dit is om 'n land soos Iran binne te val, met waar die bergreekse geleë is, die passe wat eintlik beweging beperk. Dis nie oop vrye vlaktes waardeur ouens 'n breë formasie kan beweeg nie. So dis 'n moeilike land om met 'n grondmag aan te val. So eintlik bly die enigste ander opsie dan nou maar oop is om bomwerpers en so meer te gebruik. Maar ek wil julle ook aan herinner aan die dokument wat ek al aan julle voorgehou het, waar hulle praat van the road to Persia, die pad na Iran. Hulle praat van die valsvlag aanvalle. Hulle praat van die Bibi-opsie wat gevolg moet word. Dis presies wat nou gebeur het. Dit is die Bibi-opsie, die Israel-opsie, om Iran aan te val. Iran moet 'n teenaanval doen wat hulle gedoen het. En op daai maniere word daar 'n kookpot geskep en gestig wat uiteindelik gaan lei tot 'n grootskaalse streeksoorlog of dan selfs 'n wêreldoorlog. En uiteindelik, die uiteinde kan ons nie nou sien nie, maar ek sal weer gaan krap later vandag as ek 'n kans kry in daardie dokument. Ek sal dalk dit vanaand net weer aan julle noem tydens die Bosberaad gesprek, dat dit na vore kan kom en dat julle ook kan mooi verstaan dat niks wat nou in die Midde-Ooste plaasvind was nie al 10, 15 jaar gelede beplan nie. En iemand speel hierdie speelietjies boek, hierdie draaiboek van hoe dit moet werk in die lewe, bly baie getrou by daai speelboek. So, dit dan ook vanaand, maak seker jy skakel in, luister saam, gesels saam en vereensalwig jouself met wat gaan aan.
maar dan ook die gevare wat dit vir ons inhou hier in Suid-Afrika. Daardie mense 6 dae terug, 7 dae terug, het die gewone mens op straat nog niks geweet wat gaan gebeur nie. Niemand het 'n aanval van Israel verwag nie, nie in Iran nie, ook nie in Israel nie, want hulle het gedink daar gaan vredesamespreking Sondag plaasvind en Vrydagnag het hulle die aanval gedoen. Dis 'n soort van 'n voorspring aanval, maar baie gevaarlik. En ewe skielik sien jy massas mense wat die stede verlaat, veral uit Iran uit. Israel kondig aan dat geen burger van hulle land mag die land verlaat nie. Hulle het geleer uit Oekraïne uit, toe 10 miljoene daarvan af gevlug het. Israel het 'n verbod daarop geplaas en nou sien jy dat van die Israeliese meegegoede lede besig is om na Cyprus pad te gee met bote om daar uit die gevegszone uit te kom. Beide kante se optrede sê vir ons dat die mense was nie daarvoor voorberei nie. Ons sien die Israeliese in die banker slaap, hoe hulle daar sit en wag terwyl die sirenes afgaan. Ons kry nie sulke beeldmateriaal uit Iran uit nie. Dalk het hulle nie bomskuilings nie, ek weet nie. Die feit van die saak is hierdie situasie gaan wêreldwyd uitkring. Dit gaan veel erger raak as wat ek en jy gedink het. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om vanaand om 7:00 in te skakel en saam te gesels nie. Lekker dag, mooi loop.